Goeiemôre, good morning. Ja nee, hartlike goeiemôre en ek is seker julle is almal uitgerus, het heerlik geslaap en is reg om hierdie dag met albei hande saam met ons aan te gryp. Beslis. Today is, of course, the 7th of October, and interestingly enough, today marks 112 years since the Ford Motor Company introduced the first moving vehicle assembly line in 1930. Kan jy nou meer? Ras is altyd gereed met interessante feite, né? Maar ons het ook 'n baie interessante program vir julle beplan. Ons gesels met die sogenaamde dad coach, Greg Wilkinson. Ons deel wenke vir dekor en kleredrag vir troues, baie belangrik. Ons vind meer uit oor 'n splinternuwe Afrikaanse bordspeletjie. En die sanger Gift Machila kom sorg vir 'n bietjie musiek. Daar is dit en nog baie meer, maar dit is nou eers tyd vir ons oggendpraatjies. Man, ek geniet altyd die oggendpraatjies. Ons is bewus, ja. Van die ensiklopedie vol lekker inligting na die oggendpraatjies. Maar die ensiklopedie wat jy vir ons hier ook skep. Ja, maar my woordeskat is die ensiklopedie wat al hoe groter word. Luister dames, net so vinnig wil ek weet, wat sou julle sê is een van die mees algemene redes hoekom paartjies deesdae skei of hulle verhoudings verbreek? Ek sal sê geld, as dit kom by skei, ek dink finansiële kwessies kan soms 'n verhouding of 'n huwelik heeltemal omvergooi. Ja, so ek sal sê dit. En dalk sosiale media, buiteegtelike verhoudings miskien. Ja. Wel hoor gou hierdie baie interessante enetjie. 'n Jong paartjie van Bhopal, Indië, het besluit om te skei omdat hulle hond en kat nie oor die weg kon kom nie. Soos wat dit honde en katte reën soms het hulle soos honde en katte beklei, maar hierdie keer kon die hond en die kat nie met mekaar oor die weg kom nie. Die paartjie het ironies genoeg by mekaar gekom weens hulle gedeelde liefde vir diere en is in Desember 2024 getroud. Maar nadat hulle nou saam ingetrek het die moeilikheid begin. Die vrou beweer haar man se hond het haar kat herhaaldelik aangeval. Hy sweer dat sy beloof het om haar troeteldiere nie saam te bring nie en beskuldig die kat daarvan dat dit spanning in die huis veroorsaak het. Albei het geweier om van hulle troeteldiere ontslae te raak en selfs berading het nie gehelp nie. Uiteindelik het hulle besluit om te skei. Vat jou kat en waai. Volgens gesinsberader Shahil Awashti het troeteldiere bied hulle nou lekker geselskap en jy weet, maar dit kan ook huwelik onder geweldige druk plaas as mense weier om aanpassings te maak. Daar het jy dit. My kat is my kat, jou hond is jou hond. Yeah, because those pets were there before the person was there, right? So I can understand, like, if your kind of lifelong companion, little furry friend, is such a big part of your life that you will even, like, leave your spouse because the pets don't get along. Genoeg rede vir jou om te skei? Nee, glad nie. Maar ek het nie troeteldiere nie en ek weet daar is mense vir wie die troeteldiere is it's their furry kids, you know, it's their fur babies. So as daai troeteldier daar was vir jou in moeilike tye, jy's lief vir daai ding en nou moet jy maar nou jou spouse van ontslaa raak, then unfortunately that's the case. I do think it's a bit drastic, but I can understand why people do it. Elsa, sy's 'n katliefhebber en sy baie troeteldiere, so Baie troeteldiere, 2 katte. ja, dis baie. Maar ek het daarvan getuig in die koenhuishouding ook. Lotie is verskriklik lief vir diere. Ja. Ek het ook 'n liefde vir diere, maar soms is dit 'n bietjie te veel. Jy weet, my plekkie in die bed of bo op die bed of hier of daar. Ek sê nou Pieter, want ek dink jy praat jouself 'n bietjie die moeilikheid. Maar ek meen dit is te verstaan, maar dis hoekom ek presies ook sê, partykeer moet jy net weet wanneer haal net asem en weet daar is plek en ruimte vir almal en alles en dit is maar hoe ons mekaar verstaan. Is daar enige moontlikheid dat julle diere tussen julle konflik kan veroorsaak? Nee, ek dink hier en daar net gou vinnig, ja, dit of so. Maar 'n ou moet groot genoeg en volwasse genoeg in jou verhouding met mekaar wees om te kan sê, weet jy wat? Okay, dit is die honde en dan so nou en dan ek kan oor die honde en dan sal Lotie byvoorbeeld ook net naderhand, okay, julle moet nou julle plek hê hier en daar en dan. Maar ek meen ek het net so affiniteit vir my diere. Ek het nou net met hulle geraas, maar as ou Lente hier op my skoot kom sit, dan's ek ook maar weer tevrede. Ja. Ek het 'n liefde vir die hondjies, maar ek gaan nie my verhouding met my vrou opgee as gevolg van die honde en die katte en die pikkewyne en die papegaaie. Daar praat hy homself nou weer uit die moeilikheid. Ja, my duifie, sy's baie lief vir diere, ek ook. Okay, well, we're sticking with relationship issues on our next oggendpraatjie story. Have you heard about fubbing?
Fubbing. Yes, so Phubbing, fubbing. I remember the movie Flubber. Yes, Yeah. similar sounding, but not the same thing. So fubbing is the act of snubbing someone, usually your partner, by paying more attention to your phone than you do to them. And according to new research, it's doing real damage to relationships. A study published in the Journal of Social and Personal Relationships found that when people feel ignored because of their partner's cell phone use, they often experience something called affection deprivation, which is a sense of emotional neglect that lowers relationship satisfaction. Researchers from the University of Connecticut, who studied couples living together during the pandemic, discovered that fubbing creates distance when both partners are equally glued to their screens. The result? Less affection, more disconnection, and lower happiness on both sides. So the takeaway from this is constant phone use might seem harmless, but when it replaces real attention and warmth, it can quietly erode the foundation of a relationship. Fubbing. Ja, net, ekskuus, wat jy sê wat? Het ek het gesê. Okay, I've just been fubbed. Hoorie, ek het tog al begrip daarvoor. Want jy kry mense, het jy al 'n bietjie in 'n restaurant onlangs gesit of so en dan sien jy hoe koppels duidelik uitgegaan het vir 'n hulle is altyd op die fone of dit of dat. En dit kan nogal distracting wees met tye. Ja, of jy kan voel hoekom is ek nie goed genoeg vir die persoon se aandag nie? Ja. Hoekom is ek nie why am I not interesting enough that they actually want to speak to me as opposed to just kind of scrolling on their phone? Ek dink ook dit is nie net in liefdesverhoudings nie, maar vriendskappe ook, jy weet. Ek het ook al telke male saam met iemand aan tafel gesit en dan is daar iets wat dit onderbreek en ek dink dit is belangrik eintlik om ek weet baie mense ek draai gewoonlik my foon om, maar ek weet daar's mense wat glad nie die foon eers op die tafel het nie en ek dink dit is dalk etiket wat almal ek en Kluis ook kan aanleer. Ja. Ek dink ons is almal skuldig. Almal dit mos. No one is like innocent in this. Want ek moet byvoeg en sê as ek byvoorbeeld ek is altyd bang daar's iets rakende werk waarin ek moet aandag gee en ek dink daai grense moet 'n mens ook stel wanneer jy tyd saam met mense spandeer, geliefde spandeer. Because it gets to that point where can you actually switch off? Can you disconnect from your device? And I think it takes away from that personal connection, like what the article says. It really does make you kind of less interested in what the person is saying. There was a story a couple of years ago about a restaurant in Italy where if you put your phone in their little boxie, almal wat nou by die tafel gaan kom sit, dan kry hulle 'n gratis bottel wyn vir die tafel, wat dit nou lekker gesellig maak en so en dan kry jy nou na die tyd jou foon terug. Nou ja, onthou net alkohol nie te koop aan persone jonger as 18 jaar nie, né? Ons moet ons vrymaak. Dankie, Elsa. Maar ja, dis dalk 'n goeie idee om daai kultuur te vestig. Maar ouens, ons sit ons fone almal hier in 'n hokkie en wat kry ons? 'n Koppie koffie. By goeiemôre. Blykbaar is dit koffie. Waar is jou foon? Waar is vir my nonsens vra nie, Elsa? Nou ja, op daardie noot, ons skakel julle later. Onthou hierdie gesprekke sal ook later vandag op ons YouTube kanaal beskikbaar wees. Bly ingeskakel. Net hierna kuier ons verder. Hartlike goeiemôre. Good morning. Moet mense hulle fone gebruik vir YouTube? Ja, wag, ek gaan net gou-gou vat.